Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, is die 27ste Maart 2025. Waar gaan die tyd heen? Ons is baie naby om nader aan ons einde van hierdie wêreld te stap. Elke dag is nader aan 'n dag waar ons die Here gaan ontmoet, face to face. Is jy gereed daarvoor? Halleluja. My naam is Danie Gerber en vandag gaan ons 'n bietjie gesels uit God se woord uit en ek wil praat oor waak en bid. En ek wil sê, elke kind van die Here het al dit gehoor. Elke kind van die Here is veronderstel om dit toe te pas, om te waak en bid. Nou waak beteken waaksaam, om wakker te wees en oplettend, opmerksaam. Jy moet rondkyk, nee, jy kan nie loop soos 'n perd met die klappe aan nie. Nee, ons moet rondkyk ons moet aandagtig wees en ons moet waak en bid. Want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Hoor wat sê maar God se woord vir ons hier in Matteus ekskuus, 26 vers 41. Hy sê waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En hoeveel van ons is nie so nie? En ek wil eintlik sê dat die kerk is nog vas aan die slaap. Die kerk waak en bid nie soos wat hulle moet nie. Die wederkoms van die Here is so naby. Ek wil sê die wegraping is op pad nie, maar die kinders van die Here slaap nog, want hulle glo nie daarin nie. Hulle glo nie dat dinge kan verkeerd loop nie. Ek dien dan die Here. Hoekom gebeur sulke slegte goed met my? Is die Here kwaad vir my? Straf die Here my? Nee, die Here sê in sy woord dat hierdie goed gaan plaasvind. Dat ek en jy moet waak en bid. En ons moenie laat die vlees oor die gees heer nie. Gees heers nie, nee. So, die volgende gedeelte wat ek wil lees is daar in 1 Petrus 5. Ons gaan lees hier vanaf verse 8. Hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Nou ek wil daai selfde gedeelte wil ek vir julle lees hierso in die Boodskap Bybel. Hoor wat sê die Boodskap Bybel vir ons. 1 Petrus 5 vanaf verse 8. In die geestelike stryd moet julle op en wakker wees. Julle het 'n gevaarlike vyand, die duiwel. Want baie van ons dink mos die vyand is my buurman, of dis my vrou, of is my man. Nee, ek en jy het 'n groot vyand, en hy's die duiwel. Hy loop rond soos 'n hongerleeu wat iemand soek om te verskeer. En as hy julle aanval, moet julle met julle geloof in die Here terugveg. Moenie toelaat dat hy julle geestelike fundament skud nie. Laat dit vir julle 'n troos wees. Daar is Christene oor die hele wêreld wat as Christene dieselfde dinge as julle ly, omdat hulle dieselfde stryd as julle stryd. So moenie dink as iets met jou gebeur, die Here straf my omdat ek iets verkeerd gedoen nie. Nee, die vyand loop en hy wil steel. En die goeters gaan oor jou pad kom, maar jy moet vas staan in jou geloof. Verse 10. Hierdie swaar kry as Christene sal nie meer so lank aanhou nie. Daarvoor sal God sorg. Dit is immers hy wat soveel goeie geskenke vir ons gee sonder dat ons dit verdien. Hy het Christus Jesus gestuur, deur wie God ons ook uitnooi om vir altyd sy eregaste te wees. Al ly julle nou 'n rukkie, sal God self vir julle 'n ereplek by hom gee. Hy sal vir julle al die krag gee wat julle nodig het, sodat niks en niemand dan meer iets aan julle sal kan doen nie. Hy kan dit doen, want al die krag behoort aan hom, nou en vir altyd. Daarom hoef niemand eens te twyfel nie. Boetie en sussie, staan vas. Waak en bid altyd deur, want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu om jou te vernietig.
maar staan vas in die Here. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, Here, ons loof, prys en eer U groot en heilige naam. Here, weer eens baie dankie vir die woord, Here. Here, dankie dat ons leer om te waak en bid. Here, dat ons oplettend sal wees, aandagtig, Here, dat ons nie rond sal kyk en nie weet wat aangaan nie, maar Here, dat ons gefokus sal wees op Jesus Christus. Die koms van die Here is so naby. Ons het nie nou tyd om te wil slaap nie. Help ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag. Onthou wat ek altyd sê, in alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik. Nee, en as jy iets vandag gaan doen, waar jy God nie kan verheerlik nie, stop daarmee. Draai jou rug op sonde. Kom by die Here uit. Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.